Julle laat my wragtig daar staan en fluit soos 'n visvyf, terwyl julle gemaklik hier op julle dik wasse sit. Raas jy nou met ons, omdat ons al reeds aan die tafel sit? Ja. Nee, man, loop liewer in die tuin, dat ek julle kan roep, as wat julle skielik so voorbeeldig raak en hier kom sit. Dit maak my nervus. Hoekom? Want ek verkies dinge soos dit is, okay? As Charmenay verwy my maagkielie, maak dit my so nervus, ek begin sommer bewe. Dis nie van nervousheid nie, jou stupid. Jy's stupid. Jy is stupid. Jy's stupid. Hey, julle is altyd stupid. Dis sê hulle wors. Sê hulle wat? Dat jy altyd stupid is. Maar dit is nie waar nie. Hy het 'n onderskeiding in matriek gekry. En blapsie 2. Ek het nie eens matriek nie. En jy het maar net 'n B-baan matriek deurgeskuur. Wie om hierdie tafel is eintlik die stupidste, hè? Ek dink almal moet liewer net hulle ontbyt eet en shut up. Shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up albei van julle. Toe, sê hulle dik gat. Ja, shut up asseblief. Voor hierdie gestryery, die klein snip 'n kat laat skiet. Hierdie twee kinders van jou raak heeltemal te groot vir hulle skoene. Hulle is jou kinders ook. In my ouerhuis sou ek dit nooit gewaag het om so met my ouers te praat nie. In my ouerhuis mag ek nooit aan tafel 'n woord gesê het nie. Dit is wat gebeur as 'n pa nooit sy kinders slaan nie. Ja, maar ek glo nie daaraan om my kinders te slaan nie. Ek weet, ek moes dit doen. Dan is dit jy wat dit nie goed genoeg gedoen het nie. Visagie, soek jy hierdie bordpap oor jou kop? Kom hier, skattebol. As jy die dag so begin, sal ons teen vanaand nie met jou kan huishou nie. Pa, los nou vir ma. Pa kan mos sien sy's vanoggend 'n bietjie on edge. Ja, okay. Ek sal shut up. Charmenay gaan vanmiddag haar praktiese waxing eksamen op my lyf oefen. Wat die hel is waxing? Dit is as mens ongewenste hare verwyder met warm was. Wat se ongewenste hare? Soos beenhare byvoorbeeld. Onder andere. Moet asseblief nie vir my sê daai meisiekind gaan vir jou bikini wax gee nie. Nee, nooit ma. Presies waar gaan sy ongewenste hare van jou verwyder? Daar in my rondel. Ek bedoel waar op jou lyf? My borshare, sodat my bors weer mooi en glad soos 'n baba se boutjies is. Ek hoop jy besef hoe verdomp seer dit is as daai wax met jou hare en al van jou afgeruk word. Charmenay verwys sê ek sal mal wees daaroor. Dit is glo 'n baie lekker soort seer. Mens kan verwag dat iemand wat vol piercings is dit sal sê. Nee, los hom. Dat die dik gat self uitvind hoe dit voel. Nou en al my werk was een aand in 'n bar fight. En toe moes hy reguit hospitaal toe. Want daar was groot fout. Hy was oral seer. Hoor julle saam met wat se common rubbish werk julle pa? Nou, dit maak nie saak waar hy aan sy lyf gedruk het nie. Hy het gegil van die pyn. Wat was fout met hom? Sy vinger was gebreek. Partykeer wens ek hoofkantoor wil jou verplaas na 'n ander tak toe. Partykeer wens ek jy wil vir 'n ander tandarts gaan werk. Ek sal nie by 'n ander tandarts die salaris verdien wat ek nou verdien nie. Wees jy asseblief net dankbaar daarvoor. Kan hy back mechanic vir wie jy jouself so afsloof nie verdra nie. Is dit? Ja, ek is sommer lus te ry draai daar by jou werk en klap sy toepie van sy kop af. Tenis van Rooyen kan sy ma se maargat boyfriend nie verdra nie. Charmenay verwys ma, kan haar pa nie verdra nie. So wat? Dis hulle privaat besigheid. Hierdie Chardonnay cherry van jou, is haar ouers nog getroud? Ja, maar haar pa slaap permanent in die spaarkamer. Dit kan nie baie gelukkige huwelik wees nie. Is daar so iets soos 'n gelukkige huwelik? Natuurlik is daar. In my klas is daar net 2 ander studente en ek wie se ouers nog nie geskei is nie. In my klas is daar net 4 van ons. Dan moet julle tweeetjies net dankbaar wees dat julle ma en pa so gelukkig getroud is. Of hoe sê ek wors? Nou, is nie 'n manier wat ek julle ma gaan skei, net sodat julle tweeetjies by julle maatjies kan inpas nie. Of hoe skaddebol. Ek weier om jou te skei. En ek weier om jou te skei. Dan verstaan ons mekaar. Jou rowwe bliksem. Ja, my botterboutjies. Oh, please! Just get a room. Ma, stem ons saam dat ek nie meer 'n skooldogtertjie is nie? Ja, maar hoekom klink dit vir my soos 'n gelaaide vraag? Want miskien is dit. Okay, uit daarmee. Wat wil jy eintlik vir my vra? Volgende week is die einde van hierdie termyn. Ek weet. Ek is dan op vakansie, nê? Ja, ek het gehoop dat jy in 'n salon hier naby vakansiewerkie sal kom. Maar as ek klaar geswyg
altyd gaan ek die res van my lewe werk. Nou wil ek eers bietjie 'n student wees en chill. Is dit? Ek wil graag vir die eerste week van hierdie vakansie Maagai toe gaan. Saam met wie? Wel, Tennis van Rooyen. Ek dink nie dis 'n goeie idee nie. In elk geval ons kan dit nie bekostig. Daar's 'n baie goedkoop backpackersplek waar ek en hy kan bly. En as mens soontoe ry met die bus, is dit baie bekostigbaar. Wie se slim idee was dit? Ek en hy het dit saam besluit. Ons wil net 'n bietjie saam wegkom. Jou pa gaan die stuipe kry. Hy het gesê dis oukei met hom, solank Ma net ook sê dis oukei. Ekskuus. Hy dink ek het na al my harde studies 'n breek nodig. Ek dink ek en jou pa moet eers bietjie hieroor praat. Wat is daar om oor te praat? Pa het klaar ja gesê, nou moet Ma net ook te doen. Dis nes jou pa is, los al die belangrike besluite vir my. Daar is niks om oor te besluit nie. Pa het mos klaar die besluit geneem. Man, vat jou pa se koffie vir hom en sê vir hom dat ek en hy vanaand hieroor gaan praat. Okay. Is net soos jou ma is. Los altyd die belangrike besluite van my om te neem. Daar is niks om oor te besluit nie, Pa. Ma het mos klaar die besluit geneem. Wel, ons is seker oukei. En alhoewel die besluit nou klaar geneem is, sê Ma dat sy tog nog vanaand met Pa hieroor wil praat. Is dit? Ja, seker maar net om die fynere detail te bespreek. Soos hoeveel sakgeld ek gaan saamvat en so aan. Ja. Ons sal nie laat jy op vakansie gaan sonder 'n paar ekstra rand nie. En as Pa nou dink die bus is dalk 'n bietjie gevaarlik, kan julle dit miskien oorweeg of my 'n vliegtuigkaartjie te koop. Dis nie soveel duurder as die bus nie. Dit is 'n goeie idee. Ek sal kyk of ek jou ma kan oortuig. En vir 'n paar rand ekstra kan ek dalk in 'n goedkoop hotel bly, eerder as daai backpackersplek. Ja, beslis. Thanks. Pa is great. Wie bel my so vroeg voor werk? Hallo, wat sag jy? Ja, Wors. Wie's jy? Dokter wie? Ongevalle. By watter hospitaal? Ja, ek is haar seun. Wat? Ek is op pad, dok. Wat het gebeur, Pa? My ma's by ongevalle. Hoekom? Haar neus is gebreek. Hoe het dit gebeur? Dis wat ek nou gaan uitvind. Gaan sê jy vir jou ma, ek moet hospitaal toe jaag. Hel, dit ruik soos 'n beauty salon hier. Ek gaan my beer se bors wax. Onderbreek ek dalk iets kinky? Nee, sy gaan my bors ondaar. Wel, as dit nie iets kinky is nie, is my naam Sunny Boereboude. Waxing is deel van my kursus. Ek oefen vir my praktiese eksamen. Ek gaan sy hare verwyder, Hoekom? Sodat my bors weer mooi en glad is. soos 'n baba se boutjies. Asseblief, ek het 'n klein sissietjie wat op pad is. Ek sal dit verkies as jy met meer respek praat oor baba se boutjies. Ag, okay, ou Boeta. Ek gaan die naweek die babakamer uitverf. Ligpink op 3 mure, dan sulke wolke op die muur langs die kas. Haai, dit klink oulik. Ek gaan my ma 'n lekker sagte mat laat insit en van haar optic fibers oral in die plafon, sodat dit in die aand lyk so sterretjies. Toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek ook baie keer sterretjies gesien. Is dit? Ja, toe ek leer loop het. Dis nie snaaks nie. En later het ek nog meer kere sterretjies gesien, toe ek flippend leer fietsry het. Ja, ek het my ook half stupid geval, want in ons tyd was daar nie klein fietshelm met elmboog of kniepads nie. Ek het eers in graad 8 leer fietsry. Ek het hom geleer hier voor in ons tuin. Haai, regtig. Ja, voor dit het ek in die skaduwee gesit met 'n groot randhoed. Jy moet nou stil lê. Ek gaan die waxing begin. Daar. Nou moet hy net set. Die blabs het my ge-SMS dat jou ouma 'n neus gebreek het. Dit is so. Sy lê juis in die sitkamer en rus. Het sy geval? Soos ek het verstaan het mevrou Kotse my ouma met 'n braaipan gegooi op haar neus. Het sy jou ouma aangeraan? Nee, haar man Errol wat voor my ouma gestaan het die pan sien kom en toe gekoes. Jy moet nou stil lê. Ek gaan nou die eerste lappie aftrek. Okay,
Go for it. 1, 2, 3. Ja, ouma, wat is dit? Het jy daai bloedstollende gil gehoor? Nee, ouma. Ek is in die waskamer en masjiene is aan. O. Dan moes ek seker maar 'n nagmerrie gehad het. Pyn doen dit mos aan 'n mens. Wil ouma iets sê? My lippe begin na kraak van die dors. Daar staan ouma se water. Vir tee, 'n koppie warm tee en miskien 'n paar soetkoekies as dit nie te veel gevra is nie. Nee, dit is nie. En 'n bakkie jelly en vla sonder om te suinig te wees met die vla. Jammer ouma, maar dit het ons nie. Al wat in die yskas is vanilla roomys. Nie sjokolade nie. Nee, net vanilla. Ag, ou kry. Bring dit dan maar Ek kry dit. en 'n bedpan. 'n Wat, ouma? 'n Bedpan? Ouma, hierdie is 'n huis, nie 'n hospitaal nie. Ons het nie 'n bedpan nie. Jy behoort eintlik een te kry vir 'n noodgeval soos nou byvoorbeeld. Dis net ouma se neus wat gebreek is. Ouma kan mos opstaan en self badkamer toe loop. Dis amper tyd vir my CV om op die TV te begin. Ek haat dit om iets te mis. Wel dan sal ouma maar net moet knyp. Ek gaan kry die tee. Cheeky bek. Toe maar, my ouma het gaan rus. Check maar net. Ek is mos skrikkerig vir daai antie. Daai antie maak my mal met haar klokkie. Ek kan nie vir jou sê hoeveel skoppies tee ek al vandag moes aandra nie. Ou Faatjie sit in sy rondavel met 'n sak vol ys op sy bors. Wel dit sal hom leer. Ons het hom gewaarsku. Ja, Charmaine is bitter teleurgestel dat Faatjie so kleinserig is. Is sy nog daar? Nee, sy het na sy die eerste strip afgepluk het, haar waxing kit gevat en gebaai. Waxing is nie vir sissies nie. Ek weet. Is dit? Hoe weet jy? Onthou daai keer toe ek en Harde saam in die Kaap gaan werk het. Ja. En waar ons het nogals baie gekuier. Jy bedoel gesyp. Ja, okay. Toe het Hardes my oreed om saam met hom na 'n beauty salon toe te gaan om 'n bikini wax te kry. Askies? Nou, ons was lekker getrek geweest toe ons daar aankom. Maar toe daai girl die eerste wax strip afpluk, ons was albei onmiddellik nigter. Wat 'n girl? Eintlik 'n tannie. Sy moes ouer as 30 gewees het. Jou bliksem. Vir my het jy gesê al wanneer jy uitgegaan het in die Kaap is as jy na 'n katkassasie-klas toe was. Dis reg, dis juis na een van daai katkassasie-klasse gewees. Het jy 'n katkassasie-klas in 'n pap gehad, hè? En jy's nou heeltemal van die punt af. Ek's nou baie spyt dat ek dit eers vir jou genoem. Daai tyd het ons vas uitgegaan. Ek het juis begin drink omdat ek jou so vreeslik gemis het. Oh, please. Ek dink jy moet liewer net waai. Ek het in elk geval hierdie taak om klaar te maak en jy het my nou net kom ontstel. Plaps, dit was baie lank terug gewees. Dit was laas jaar jou vark. Bygones. Nee. So maklik gaan jy nie hier uitkom nie. Net sulke bygones is die feit dat jy daai tyd, terwyl jy met my vas uitgegaan het, ook vir Hardes vuur warm gevry het. Huh? Ja, ek weet. Alles. 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 Elke detail. Dis bygones. Vergeet daarvan. Net soos die bikini wax waarvan jy vergeet het. Ek kan dit glad nie meer onthou nie. Toe, bye. Net my werk aan klaarmaak. Okay, sê vir my bye, Blaps. Baie rubbish. As jy 'n slegte dag gehad het, wil ek nie eers daarvan hoor. Waar's my ma? Sy rus in die spaarkamer. As daai braaipan haar bietjie hoër getref het, kon sy breinskade gehad het. Ek dink sy het al klaar. Dis my ma van wie jy praat. Man, jy weet hoe voel ek oor jou ma. Hoeveel keer het ons haar nie gewaarsku om van ander vrouens en mans af weg te bly nie? Ek weet. My ma jag baie bolie aan by daai ouer huis. Sy is mos die jongste vrou in daai ouer huis.
Nou is al wat 'n ou ballie is agter haar aan met 'n pakkie blou pilletjies in sy gatsak. My arme pa draai in sy graf as hy moet sien hoe my ma flirt met daai ou toppies. Ek het net so riller vanuit haar gehad. Dit was net die een pasiënt na die ander. Ons het groot probleme in ons tak. Jy sal nooit raai wat se besigheid het na die leewinkel oor kan die straat ingetrek nie. 'n Drankwinkel. Baie erger. Abdullah's brake pads and batteries. Oppositie. Nee, vyand. Hulle verkoop baie cheap Chinese batteries vir minder as die helfte wat ons batteries kos. Daar's nie 'n manier wat ons sales targets gaan haal met daai ou oor kan die straat nie. Ek het iets baie meer ernstig waaroor ek met jou wil praat. Wat kan meer ernstig wees? Jy wat vir Blapsie sê, dis oukei om Margaret toe te vlieg en saam met daai rubbish van Rooyen te gaan vakansie hou in 'n hotel. Ek? Dis jy wat eers gesê dis oukei. Presies wanneer het sy jou gevra? Volgens is of my koffie daar in die tuin gebring het. As jy reg, ek het eers ja gesê. Behalwe dat sy toe al vir my gesê het dat jy ja gesê het. Hoe nou? Daai klein mermpie het vragtig weer daai ma sê ja, ma sê ja triek op ons getrek. En daar's niks wat ons nou daaraan kan doen nie. Want ons albei het al klaar ja gesê. Omdat sy ons belieg het. En nou gaan ons albei vir haar nee sê. Sy mag nie meer wegkom nie. Dis 'n nagmerrie. My ma beklei by die ouete huis, Blapsie belieg ons en hy bliksem van Abdullah bedreig my sales targets. Wat erger kan nog vandag gebeur? Charmenay het net so 'n blok hare van Dikgat se bors afgeruk. Nou sit hy op sy bed met 'n sak ys op sy bors en huil. Dit is presies so iets wat my kan trigger om te begin drink. Ekskuus. Ag, ek sukkel so om aan die slaap te raak met die pyn wat hier in my sinusse klop. Ag, maak vir my 'n glasie warm melk. Help die pynpille nie. Ag, jong, die goed wat hulle deesdae vir mens voorskryf is so flou. Dit verlig nie eers die piep klein pyn van 'n boutpysie nie. Ek glo nie ek het iets sterker as apteekpynpille nie, ma. Moet jy asseblief nie vir my ma sê nie, ek is nie jou ma nie. Nou wat die hel moet ek maar dan doen? Jou Royal Highness. Vir oomblik het gedink ma's flop en ernstig. Ag, ek weet almal dink ek is 'n ou suurpruim. Maar ek het dan nog my sin vir humor. Miskien moet maar dit meer met ons deel. Kan jy nie net 'n ou klein toddy of 2 van jou seepboks vuurwater in die melkie gooi nie? Ek glo nie dis 'n goeie idee om voorgeskrewe pille met sterk drank te meng nie, ma. Ek kan nie met 'n geklop in my gesig aan die slaap raak nie. Het jy ook pyn? Nee, dit is mag van die gewoonte. Het jy nie oogdruppels daar in jou kas nie? Ja, ek het hierso. Ek maar seer oë ook. Nee, glad nie. Wat maak maar nou? Weet jy dit nie? 'n Paar oogdruppels in jou drank en daai drank word 'n dodelike anesthetic. Ai, ma. Slaat jou so uit. Jy onthou niks die volgende oggend nie. Waar die hel hier maar dit? Nice Lelieveld. Is dit nie gevaarlik nie? Wat is nie? Daar is sekere mense in Huis Lelieveld wat baie dinge bitter graag wil vergeet. Die konkoksie doen die triek. Kan jy dit oorvertel? Moet liewer nie. Nag. Hoe voel jy? Soos 'n bees wat gebrandmerk is, pa. Het jy al daai room aangesmeer? 2 keer al, ma. Dit help vir 'n rukkie en dan kom die pyn weer terug. Pyn. Ja, ouma. Pyn wat my oë laat traan. Dis peanuts. Ek ken pyn. Oh yes. Bloedstollende pyn. I'll have you know. Ma, moet net asseblief nie weer my geboorte in detail beskryf nie. Ek gaan nog eendag 'n boek daaroor skryf. My verhaal moet bewaar word vir die nageslag. Wat gaan die boek se naam wees, ouma? In soos 'n piesang, uit soos 'n pineappel.
hoor Auntie soek my. En jou laptop. Wie is dit? Is Auntie kwaad vir my omdat ek my beer se bors gewax het? Nee, hy wou mos nie luister toe ons vir hom sê hoe seer dit is nie. Dit is so baie lekker seer, is amper eroties. Ja, kom ons los dit nou maar eers. Ek wil hê jy moet vir my iets Google. O, okay, wat? Vra vir daai Google. Wat gebeur as 'n mens 'n paar oogdruppels in sterk drank gooi? Ag, ek weet dit. Ek hoef dit nie eers te Google nie. Jy weet wat? Dis gevaarlik. Dit verander daai drank in 'n drug, Auntie. Dit slaan nie uit soos 'n kers en gee jou geheueverlies. Hoe die hel weet jy dit? Want miskien moet ek nie verbaas wees dat jy dit weet nie. Ek gebruik nie drugs nie, Auntie, regtig. Maar hoe weet jy dit? My ouma het dit gereeld gedoen. Jou ouma? Sy sit dalk in huis Lelieveld. Nee, sy's in Randpark se begrafplaas. Toe, sê alvors. Sê jy? Jy weet wat jy gedoen het, nee, juffroukie. Ja. Ek het 'n helse kans gevat. Nou is ek regtig baie spyt daaroor. Ons vergewe jou. Jou bliksem nie so gou nie. Ons moet daar een of ander tyd vergewe. Ons kan nie vir altyd kwaad wees vir die arme kind nie. Al het ons geld gehad wat ons nie het nie, kan jy nie Maagai toe gaan vir vakansie nie. Jy het ons probeer manipuleer en ons is baie teleurgesteld in jou. Ja, ek is jammer. Ek was selfsugtig. Sorry. Daar sê, die kind het berou. Kan ons haar maar nou vergewe? Hoe gaan die kinders ooit leer as jy hulle laat wegkom met alles? Wat moet hulle leer? Hulle bly in 'n land waar almal wegkom met alles.